wat ek wil sê is, jy die kan wag. Nou weer eens soos, ek vat nou maar weer Anke Linda se geval. Weer eens is die 2, 3000, 4000, ook al hoeveelheid mense, wat bind sit en ondersteun in die GBV incidente en wat hy doen. Hoe de fok sien julle nie deur hierdie man nie? Dit gaan my verstand te bowe. Gaan dit nou oor GBV? Stig, Selfde wat julle met Christian gedoen het, vir maande lang. Nou wil jy oor GBV praat. Jou poes. Jy kan nie eers spel nie, Bin. Jock en Rihanna het nooit Jy kan nie eers spel nie. Stop. Maar ek sal nog steeds vir hom opstaan. Ek sal nog steeds vir hom fight. Stop, asseblief. Benny. Benny, man. Christian, Julle wil kom met GBV. Julle almal is dit reg gesê, dit is al wat jy jy praat, is dit reg? Voel jy gemaklik? Ja, ek ken nie om ek het al my mense oorgebring met my account geënd en hier. By joke, nothing, ek sien eerlik of either, ekskuus, ek vra net sal jy jouself mute, ek wil nie jou disrespect nie, maar ek wil as hierdie twee mense dalk met mekaar kan praat, want ek voel hulle praat, there's too much praat, hierdie en hou 'n live in plaas net om ding met mekaar te praat. Ek wil net begin deur te sê, maar ek het jou nie aanval nie. In fact, hier is my hot news. Dit was 'n fake account wat ingekom het wat jou geval het. Dit was nie ek nie. Okay? So ek follow jou nog op al my accounts. Okay? Ek het nog gepraat nie, want ek het uit die verlede uitgeleer dat wanneer almal heated is, los dit eers 'n dag of 2 laat dit afkoel. Ek het en jy het my geblok. Kan ek praat? Ai, poesies. Hy is op 'n game, hy praat nie met julle nie. Ek gaan myself mute. Ek het wel vir Tanya 'n boodskap gestuur en gesê, want Tanya het geweet nou van wat hier aangaan en whatever, en dat Rihanna met hom sou kom praat. Niemand het hom weggejaag nie. Dit was nie my intensie om hom weg te jaag nie. Whatever in daai live wat die maat se bekke klap ook maar party daar en hulle sê goeters. En ek het net gesê, guys, ek gaan nie sit en praat met hom nie, want net nou eskaleer dit, en na die tyd is ons weer alleen, dan is dit awkward, en as ek hou nie daarvan nie. Ek wil nie dit hê. So ek is awkward. Maar jy gaan nie oor my praat nie. So ek is awkward. So ek het nou kans dat ons kan... Ben, ek probeer vir jou elkeen 'n geleentheid gee om te praat, asseblief. Kom terug. Okay. So at the end of the day, het my maats gesien wat gebeur het, op multiple kere, en dit het opgebou en dit het 'n situasie geword. Ek het gedrink, is hierdie conversation eers die moeite werd nou, want die groot probleem hier wil ek vir jou sê, Johnny, is drank. Die groot probleem hier is die drank, want wanneer jy nie gedrink het nie, is dit so lekker om saam met jou tyd te spandeer. Wys dit vir my, nie vir jou nie, relax, hy wys dit vir my. Die uitbarstings en die goed wat in my huis gebeur het my ongemaklik laat voel. Op dag 2 wat jy hier was, het ek begin hierdie goed sien gebeur. Ons het voor dit besluit, want ek het jou gesê, ja, die plek hier onder is oop en alles, en jy weet, dit is daar, en toe kom jy na my toe later, toe sê, maar, hoekom trek ek nie daar nie? Toe sê ek vir jou, ek is sure, as jy dit kan bekostig en whatever, 15.000 'n maand, krag en water en internet ingesluit, jy weet, en jobs aan jou was gedoen en whatever, nie die job nie, my butler job. Okay, so, toe is ons weg gewees, en ons het, en daar het goed daar gebeur, wat daar video's is, en ek was ongemaklik daarmee, en dit het aangegaan van daar, en ja, jy is baie caring, en jy kook baie lekker kos, en dit was vir my fantasties, en jy bring pille, en whatever, vir my om te drink, maar ek kon voel daar is, en vir my het amper gevoel, jy verwag iets meer, en toe sien hulle op die video, maar ek is ongemaklik, en goeders op my live, en ek het vir jou gevra, gaan uit my kamer uit, ek hou nie daarvan nie, ons ken mekaar 'n week, jy kom met jou onderbroek in my kamer in, en dit het my ongemaklik laat voel. Ek het nie geweet hoe om dit te approach met jou nie, want ek het geweet dinge gaan eskaleer, en ek wou nie dit moet op die platform kom, soos wat dit nou fucking is.
Dus ek gisterand ook gesê, Johnny, stop asseblief. En ek het my live afgesit en ek is na 'n restaurant toe saam met Rihanna. Okay? Rihanna en Gerlie, hulle het gepraat en van my maats en hulle het gesê, jy weet, hulle kom hier, Rihanna kom hier na toe, sodat sy 'n gesprek met jou kan hê oor boundaries, sodat daar 'n derde party is, sodat ons kon sit. Want ek het ook geweet, Skollie wil nie betrokke raak nie. Skollie het baie minder hier gekom van dat jy hier is, oor ek voel hy dalk ongemaklik gevoel het. Van die eerste aand, daai aand wat met die Jacques Rousseau fight en goeders, het almal gegil en dit was 'n geklap van deur en goed, ek het in die gym gaan sit, want ek het so anxiety gekry oor die hele situasie. Gelukkig kon ons dit toe nou uitsorteer. Op die einde van die dag, het ek het met Gerlie gepraat daaroor, en jy het heeltyd ingekom, terwyl ons op die video call was, so ek weet nie, of jy dalk besef het, maar ook, hier gaan iets aan nie. En Rihanna het regtig gekom om met jou 'n oop, eerlike conversation te hê, saam met my, hy verrettering, sodat ons dalk die storie kon probeer net rustig kry. Want ek het nie geweet hoe om te approach en ek wou nie daaroor praat nie, want ek het geweet, nou gaan hulle almal weg, en dan, kaptein, en nou gaan hulle almal weg, en dan word dit hierdie fucking awkward situasie tussen ons, en dit is wat ek wou vir my, en ek was bereid om myself die minste te maak, en nou maar met dit saam te lewe, sonder die boundaries en sonder al die goeders. Ek is seker vir 12 en ek sal myself iewers in hierdie journey verloor het. Anyway, Rihanna het gekom, sy het nog eers met Ben gepraat nie. Sy het op die bank gesit en 'n game gespeel, ek was op my live. Hy het na haar toe gegaan en gesê, hoekom is hier? Voor sy gekom het, want ek sê toe vir hom donderdag, maar Rihanna kom Vrydag. Jy weet, ek laat weet om dit. Toe kry 'n panic attack en anxiety en als donderdag aand, en Jy lieg, was jy's Vrydag beplan, sorry, is op screen. Ek wil net gou inchip. Mot, as die mense hulle self nie kan gedra in die comments nie, asseblief met hulle vir die live, ons het mos met groot mense hier te doen. So die wat hier wil inkom en wil lag, en die wat wil kom vra of ek 'n koekresepte en kakjokkie vir môre wen. Sy moet nie lieg nie, Vrydag was ongeland, kan ek weer op 'n Vrydag. Op 'n Vrydag, dit liegies, #liegies. Moenie lieg, praat die waarheid. Praat net Dan die sal ek my eie waarheid. live gaan, dan sal ek weer die hele timeline vertel, moenie my poes. Ek gee hom kans, en as hy klaar is, dan kan jy vir hom mos nou antwoord op wat hy sê, asseblief. Hy het Vrydag aand geland, ons het donderdag was daai live waar hulle gesê het, Rihanna kom Kaap toe. En toe het hy al begin, en toe kom hy na my toe en hy sê, het ek iets verkeerd gedoen, as hy sê, ek gaan nie nou met jou daaroor praat nie, los dit. Okay. So, Rihanna se bedoeling was nie lelik nie, en ek het haar nie opgesteek om werk te doen en goeie soos wat mense sê nie. Okay? Anyway, toe begin hy al, en toe Rihanna aankom, kon ek sien, hy is heeltemal afsydig met haar. Hy was afsydig eintlik maar met Tanya ook, hy het bietjie by ons sit en praat, maar nie veel nie. En dit was nou Saterdagoggend, gisteroggend. En Rihanna het op die bank gesit gistermiddag, en dit wat gebeur het in my kamer, die van julle wat dink dit is fine, dit wat die heeltyd gebeur het, ek is jammer, dit is nie fine nie, laat ek dan nou maar die fucking voice of reason wees, dit is nie fine nie, en dit het my ongemaklik laat voel, julle kan nie vir my besluit, wat my laat ongemaklik voel, of wat nie. Dit Christian. Ag het nie. Moenie kom maak jy ons almal. Want ek was fucking ongemaklik. Ben, gedra jou asseblief. My lieg nie. Moenie 'n poes wees nie. Jy kan vir my lieg nou. Dra jou. Laat hy klaar praat. Moenie vir my lieg in my gesig nie. Ek was ongemaklik. In die wêreld, maar moenie. Jy gaan nou kans kry om te praat. Jy net 5 minute. Gaan ek ons kry om te praat? Asseblief, wees rustig. Okay. So, kom ons koop so mense. Nie lieg nie. Ek het ongemaklik gevoel. In die video, ek sal die video speel hier, as julle wil ek moet dit speel, het ek gesê,
Jy is in jou fucking onderbroek, kom uit my kamer uit. Ek hou nie daarvan nie. Jy het ook op 'n ander keer in my kamer